Dis Dinsdagoggend, jy's ingeskakel by Saaityd. Wat 'n voorreg om jou saam met my te hê. Dis 'n pragtige dag. Ek eer Abba Vader vir sy goedheid, sy guns en sy genade op my lewe en ook op jou lewe. So mag jy geseënd wees in hierdie dag. Mag jy sy woord opneem vandag en mag dit 'n verskil maak in jou lewe. Nou luister gou hier. Die meeste teleurstelling wat ek al in my lewe gehad het, was as gevolg van mense. Het mense jou al teleurgestel? Mense het my al teleurgestel. En weet jy wat? As ek kyk na mense se optrede en ek sien hoe hulle funksioneer, dan besef ek kan nie my vertroue op mense plaas nie. Daar's geen mens op hierdie aarde wat ek kan vertrou, soos wat ek die lewende God kan vertrou nie. Luister mooi. Daar's geen mens op hierdie aarde wat ek kan vertrou, soos wat ek die lewende God kan vertrou nie. So daar is mense in my lewe wat ek 'n noue band mee het, en wat ek werklik waar kan sê, weet jy, ek kan 'n ekstra myl saam met hierdie persoon stap, en hierdie persoon hy cover my rug. Hierdie persoon sal saam met my veg. Maar dis baie min. Ek kan met my een hand kan ek tel die hoeveelheid mense wat ek so kan vertrou. Maar jy sien, ek kan niemand vertrou soos wat ek vir Vader Yahweh vertrou. So mense, dit is baie belangrik dat ek en jy ons vertroue sal plaas op die skepper van hemel en aarde, want anders te gaan ek en jy teleurgesteld wees. Want as jy gaan fout soek by mense, gaan jy dit kry. As jy gaan fout soek by my, dan gaan jy dit gaan kry. Dis hoekom jy plaas nie eens jou vertroue op 'n herder of 'n pastoor of 'n leraar nie. Jy plaas jou vertroue op die lewende God, op die skepper van hemel en aarde. Dis tog wat die woord vir ons kom leer. En die woord leer ons dat ons nie op die arm van 'n mens moet steun nie. Want die oomblik wanneer ons dit doen, volgens Jeremia hoofstuk 17, vers 5, die oomblik wanneer ons dit doen, dan kom daar 'n vervloeking op ons as mens. Want ons as mens stel teleur. Ons as mens breek ons woord. En ek kyk na mense en ek dink, joh, hoe kan mense in een oomblik so optree, dan die volgende oomblik, hulle maak mense seer, hulle tree verkeerd op, hulle gee die verkeerde uitlatings, maak opmerkings, en mense tree op buite die wil van God, en buite die woord, en dan die volgende oomblik, dan is dit asof hulle dit nooit gedoen het nie. Dan is dit asof dit niks was nie. En nou gaan hulle maar net aan met hulle lewe. Weet jy wat? Wanneer ek iemand teleurstel, en wanneer ek iemand seer maak, wanneer ek 'n verkeerde optrede het, dan voel ek sleg. Weet jy, en ek doen alles in my vermoë om dit dan reg te maak. Ek doen alles in my vermoë. My begeerte is om, as ek iets verkeerd gedoen het, om dit reg te maak. Maar ek kyk na mense se optrede, dan dink ek, dis asof hulle net nie verstaan nie. Dis asof mense net nie sien waarmee hulle besig is nie. Praat met mense, hanteer mense soos gemors, en gaan maar net aan, asof dit nooit gebeur het. Maar jy sien, die oomblik wanneer ek my vertroue plaas op mense, dan gaan ek 'n knak kry in hierdie lewe. Dis ongelukkig so. Ek gaan 'n knak kry. Dis hoekom die woord sê, Jeremia hoofstuk 17 vers 5, moenie steun op die arm van 'n mens nie, want daarin lê 'n vervloeking. So die oomblik wanneer ek op mense vertrou en hulle maak my seer en ek val in daardie struik van die vyand en ek raak teleurgesteld en dit beïnvloed my geestelike lewe, dit beïnvloed my optrede, dan is dit die vervloeking wat besig is om te manifesteer. Maar nou kom die woord in vers 7 van Jeremia hoofstuk 17, hy sê, maar die wat op Yahweh vertrou, so, met ander woorde, dit sê, my vertroue moenie wees op enige iets wat in hierdie wêreld is nie. My vertroue moet wees in die lewende God. En hy sê, hy sal geseënd wees, die wat op Yahweh vertrou, wie se vertroue in hom is, hy sal geseënd wees, daardie man, daardie vrou sal geseënd wees, en dis tog die resultaat wat ek en jy wil ervaar. Ek dink nie daar's enige iemand hier op aarde wat die resultaat wil hê van vervloeking nie, maar ongelukkig die mense optrede bring die resultaat. Ons kan nie iets anders te verwag nie, want die woord sê baie duidelik, wat jy saai, sal jy maai. So as jy saai,
en jy saai onenigheid, en jy saai hartseer, en jy saai pyn, moenie verwag dat jy enigsins iets anders te gaan kry nie. Jy kan nie mense sleg hanteer, en met mense praat soos wat jy wil, en mense hanteer soos wat jy wil, en verwag, nou moet mense met jou nice wees, en okay wees, en jou ophemel, en alles moet nou okay wees. Dit werk ongelukkig nie so nie. So, want die woord sê, wat jy saai, sal jy maai. So, as ek in my optrede verkeerd funksioneer, dan gaan ek die resultaat kry van dit. Dis hoekom my hartsbegeerte is, dat ons as mens, dat ons ten volle die woord van God sal uitleef. En die woord is so duidelik, moet nie kwaad met kwaad vergeld nie. Dis baie keer moeilik. Ek weet, ek kan getuig daarvan. Dis baie keer moeilik, want die mense reaksie is, okay, so jy wil dit aan my doen, ek gaan dieselfde aan jou doen. Inteendeel, ek kan jou bietjie erger hanteer. Ek kan bietjie meer negatief wees, en ek kan bietjie meer aggressief wees, en ek kan baie erger dinge doen, as wat jy gedoen het. Dis die mense geaardheid. Maar die woord is so duidelik, en ons moet tog die gesindheid van Yeshua opneem. En dat ons daardie gesindheid sal hê, om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, maar dat ons die kwaad sal oorwin deur die goeie. En ek weet mense, dit is baie moeilik, maar wanneer ek en jy ons vertroue op Yahweh plaas, wanneer ons vertroue absoluut op hom is, dan sal ons geseënd wees in ons wandel, in ons handel, in ons doen en ons late, en ons sal geplant wees soos 'n boom by waterstrome, en die blare sal nie verwelk nie, en daardie boom sal sy vrug gee op die regte tyd, en dis belangrik dat ek en jy daardie vrug sal tentoonstel, selfs in hierdie moeilike omstandighede, selfs wanneer mense teen jou kom, en mense jou sleg hanteer, is dit nog steeds belangrik om op te kyk, om te sê, Vader, maar ek vertrou op U, ek gaan nie vertrou op 'n mens nie. Ek gaan nie vertrou dat hulle my nou enigstens anders te moet hanteer, as wat ek ervaar nie, want Vader, ek lees dit in U woord, dat in die laaste dae sal die ongeregtigheid vermeerder, en die liefde van baie sal verkoel. So as die liefde van baie verkoel, dan moet ek mos weet, ek gaan nie gelyk word nie. Mense gaan my mos altyd sleg hanteer. Nie almal gaan altyd 'n goeie gesindheid hê teenoor my nie, so dan het ek mos 'n ander perspektief. Maar as ek daai ander perspektief het, en ek plaas my vertroue op Vader, en ek steun nie op die arm van 'n mens nie, dan weet ek sal geseënd wees. My hartsbegeerte vir jou is, dat jy die seëninge van Vader sal ervaar. Dat jy sal weet, hy is met jou, dat sy hand oor jou is. Maar dan moet ons funksioneer in sy wil. Weet jy wat is sy wil? Sy wil is dat jy sal maai wat jy saai, en dat die saad wat jy saai, dat dit goeie saad sal wees. Dat jy nie kwaad met kwaad sal vergeld nie, maar dat jy die kwaad sal oorwin deur die goeie. Want wanneer die goeie in jou is, dan sien jy, okay, maar ek kan nie op mense staat maak nie. Ek moet vashou aan die onwankelbare hand van Yahweh ons Elohim, en daardeur sal jy geseënd wees. Halleluja! Nou ja, dit is so lekker om met jou te gesels op hierdie pragtige Dinsdagmôre. Mag hierdie woord jou hart kom bemoedig, jou kom stig vandag, en dat jy sal weet, hou jou oë op, en hou vas aan Vader. En moenie toelaat dat enige iets van jou van stryk af sal bring nie, maar dat jy altyd op Vader sal vertrou. Nou ja, van my kant af, Rian Abre, het was 'n voorreg gewees. Tot volgende keer, Shalom.